Goeiemôre en welkom by ons oggendoordenkings. Vanoggend lees ons uit Johannes hoofstuk 16 en ons lees die eerste 15 verse daarvan. Hierdie dinge het ek vir julle gesê sodat julle nie sal struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Daar kom 'n tyd dat elkeen wat vir julle doodmaak sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En hulle sal dit doen omdat hulle die Vader nie ken nie en my ook nie. Maar hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat wanneer hulle tyd aanbreek, julle kan onthou dat ek dit vir julle gesê het. Ek het hierdie dinge nie van die begin af vir julle gesê nie, omdat ek nog by julle was. Maar nou gaan ek na hom wat my gestuur het. En nie een van julle vra my waarheen gaan u nie. Maar omdat ek hierdie dinge vir julle gesê het, is julle harte vol droefheid. Ek vertel julle egter die waarheid. Dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. As ek nie weggaan nie, sal die Parakleet nie na julle kom nie. As ek egter weggaan, sal ek hom na julle stuur. En wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle nie in my glo nie. Van geregtigheid, omdat ek na die Vader gaan en julle my nie meer sien nie. Van oordeel, omdat die heerser van hierdie wêreld reeds geoordeel is. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nie nou verwerk nie. Maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in volle waarheid lei. Want hy sal nie uit homself praat nie, maar hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang, aan julle sal bekend maak. Alles wat die Vader het, is ook myne. Daarom het ek gesê, wat hy van my ontvang, sal hy ook aan julle bekend maak. Ek wil graag weer vers 8 van Johannes 16 lees. En wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Geliefdes, die Heilige Gees oortuig. Die Heilige Gees is 'n leermeester vir diegene in wie hy woon. Maar in hierdie verse van Johannes 16 het Jesus die wêreld in die oog. Jesus het hulle wat teenoor Christus staan in sy vizier. En die Here Jesus kom sê aan sy disippels, die Heilige Gees sal die wêreld oortuig. En hierdie oortuig is 'n vonnis, dit is 'n vonnisoplegging, soos wanneer 'n beskuldigde in 'n hofsaal skuldig bevind en gevonnis word. Waaroor sal hy die wêreld oortuig? Eerstens sal die Heilige Gees die wêreld van sy sonde oortuig. En spesifiek die sonde om Jesus te verwerp. Dit is die sonde wat lei tot die dood. En dit is ook dan uiteindelik die sonde teen die Heilige Gees, die uiteindelike onvergeeflike sonde. Die sonde om Jesus te verwerp. Dit sal hy aan die wêreld kom sê. Maar dan sal, sê Jesus, die Heilige Gees die wêreld ook oortuig van geregtigheid. En dit praat van Christus se geregtigheid in teenstelling met die wêreld se sonde. Christus se geregtigheid teenoor die wêreld se sonde. Die geregtigheid van Jesus word bewys omdat die Vader Christus in sy teenwoordigheid ontvang. Want die wêreld het hom verwerp as seun van God. Wanneer hy dan
saam met die Vader in die hemel is, dan word die wêreld tereggewys dat hulle verkeerd was en die geregtigheid van God seëvier. Derdens sal die Heilige Gees die wêreld van oordeel oortuig. Wie word geoordeel? Ons lees dat Jesus sê, omdat die heerser van hierdie wêreld geoordeel word. Daar kom 'n tyd wanneer almal sal weet, almal, regverdiges en onregverdiges, dat Jesus Christus Satan verslaan het. Hebreërs 2 vers 14 sê dat Christus mens geword het, sodat hy deur die dood hom kan vernietig wat die mag van die dood het. Dit is die duiwel. En dit is God se geregtigheid. In Kolossense 2 vers 15 sê Paulus, vertel hy aan ons dat Christus oor die Satan en sy leerskare getriomfeer het. Satan het klaar verloor. Daarom moet ons lof aan God gee. Lof aan God dat die Heilige Gees, die Gees van Christus in jou en my woon. Want in hom is jou sondes vergewe. In hom is jy bekleed met Jesus se volmaakte geregtigheid. En jy sal by die finale oordeel staan, bly staan, omdat Christus jou plek ingeneem het. Kom ons bid vandag vir God se seën. God se seën op elkeen wat hierdie genade woord aan jou en my kom verkondig. Jesus het dit deur die woord vir ons gegee. Die Here God het homself deur die woord openbaar. Kom ons bid dat die oortuigende Gees harde harte sal versag en baie by die kerk oor die wêreld sal voeg. Kom ons sluit ons oë. Almagtige, ewige God en Vader, Here, wat 'n voordeel om as u kinders hierdie genade te kan verstaan. 'n Voordeel bo die wêreld, Vader, want wanneer die Heilige Gees kom om te oortuig, dan weet ons, in die Here Jesus Christus is ons sondes vergewe. En daarom weet ons is bekleed met Jesus u volmaakte geregtigheid. En daarom leef ons in die ewige hoop en sekerheid dat ons by die finale oordeel sal staan, omdat Jesus u ons plek ingeneem het. Here, dankie dat ons hierdie waarheid ons eie kan maak. Heilige Gees, ons wil bid dat u as oortuigende Gees in ons harte en in harde harte sal werk, sodat u kerk, die gemeenskap van u gelowiges sal groei. Ja, Here, dat die getal van die kinders sal vol word, en dat ons sal kan uitroep, kom Here Jesus, kom gou. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vanoggend sing ons saam Skrifbreiming 1-2 en ons sing al 3 die verse. Oh
Geliefdes, vir môreoggend gaan lees ons Johannes 15, net die vorige hoofstuk, en ons gaan lees vanaf vers 18 tot en met 27. Johannes 15 vers 18 tot en met 27 vir môreoggend. Tot 6:00 môreoggend, 'n lekker dag.